ringing. Hallelujah's ringing. Yes, Lord. And you deserve all the praise, all the glory. You are worthy, worthy, worthy of all praise, Lord. Everything that has breath must praise the Lord. And we want to come this morning and just lift you up on high, Lord, because there is none like you. Thank you, Jesus. Reken wanneer julle luister wanneer ons oor goed praat en getuig. Soos die huwelik wat gister plaasgevind het. Dan dink julle partykeer as dit jy dink partykeer seker ons bedryf. Hierdie jaar het ek getroue toe in die salkie, die kapel. Staan hulle met hulle drankglase terwyl ek die woord moet bedien. Een van die ouetjies Suid-Afrikaner wat in Nieu-Seeland werk, wat ook daar was, het my uitgejou terwyl ek die woord bedien. Op 'n troue in die kapel. Ek moes op bestraf het en stil gemaak het en ek het die bruidegom se pa, 'n goeie vriend van my, opdrag gegee dat hy by hom gaan staan en hom stil hou of hy verwyder hom. Maar vir my was dit belangrik dat hy die woord hoor. Vrydag staan ek in 'n susterskerk, Pietjie Kerk, Hervormde Kerk. Kreersdorp Wes. Ek staan buitekant toe hulle die kus uitlaai. En ek kyk hoe die familie, veral die vrou, die 2 seuns en die 2 dogters, hoe hulle breek, totaal en al breek, wanhoopig. Groot split tussen hulle en die oorledene se familie. Hulle staan een kant en net toe kyk. Ons staan genoeg, dis 3 rye banke in die middelste blok, voor sy die moeder en haar kinders en skoonkinders. En agter hulle sit die res van die familie. Die een sussie van die oorledene sit voor my skoonfamilie aan die ander kant se blok. Sy het 'n live uitsending van haar foon af gemaak Australië toe, vir familie daai kant. En ek staan en ek kyk, ek sê, Here, ek kan geen skrif in hierdie Bybel vat en gebruik, soos byvoorbeeld, kosbaar is die dood van 'n gunsgenote nie. Ek kan nie, dis so lekker, wanneer jy by iemand begrawe wat
Jy weet, gejubel het oor God, dis maklik. En die Here swaai my heeltemal om. En ek bring 'n boodskap oor stem uit die hel uit. Jerry moes gesê, jy preek 'n bekeringsboodskap. So, as die oudstes praat, dan luister jy. En ek preek, dat die mense sekerlik daar op die vuurvlamme voel. Hulle huil. Die een ou sê agterdaag, pastoor het my skoon nigter gepreek. Die motorbike Christelike klap was daar, met hulle motorfietsse. Een wag gevorm by die kerk en by die begrafplaas het hulle, ek is in die bal met die motorbike so red, en kyk as daar die een wanklank in die wêreld is dit 'n motorbike wat gered word. Wat dan een van die gevalle dan kan ek maar sê. Maar die ouens stap na my toe daardie tyd en sê, pastoor, ons het al soveel begrafnisse bygewoon en ondersteun, maar op nooit het 'n predikant op 'n begrafnis so reguit gepreek oor bekering nie. Die oorledene se pa sit, hy kan die regop bly van verdriet, 85 jaar oud. Ek kom sê vir my by die graf baie dankie. En ons keer terug een saal toe waar daar 100 mense voorberei was. En uit die 100 mense wat by die begrafnis was, is dit die oorledene se gesin en ons 20 mensies wat al die kos met in die oor staar. Die ander reguit daar plek toe waar ek kan kuier. Want voor die diens was daar gesê en ek loop by hulle verby. Dis jammer daar is nie drank op by die begrafnis nie. En Pastor JJ staan vanmôre hierso en hy sê, daar's 'n graf wat leeg is. En wanneer jy na daai graf gaan kyk, die doeke waarmee hulle hom toegerol het, lê daar met bloed. Want hulle by die graf kom, die doek wat op sy kop was opgevou by die koppe-end. En in die tradisionele Joodse tradisies beteken dit, wanneer ek by jou gekuier het, en ek los my lappie by jou Wouter, en hy is opgebou en ek los hom daar, dan beteken dit, ek het lekker gekuier, ek kom weer. Pastor JJ staan hier so en hy sê, ons is ons Pinkster, en ek kyk om en ek dink by myself, Here, ek moes vanmôre 'n droom uitlê vir Pastor Wynand, en ek moes vanmôre gepreek het oor Esra. Want terwyl ek met my boodskap besig is Vrydag in daardie kerk, terwyl ek met my boodskap besig is, sê die Here vir my, maar familie aanbiddingsentrum is nie gereed om daai belofte te kry wat ek saam met Esra moet preek het, 'n ander profetiese boek nie. Daar's nog een keer wat God vanmôre met ons gaan praat, sodat ons kan afsny van dit wat gister was, sodat ons kan besef, dit was ons gewees, maar julle is bloed gewas, julle is gesanctified, julle is duur gekoop, julle is uitgehaal uit 'n moddermoeras, baie diep haal hy my uit en hy plaas my voete op die rots van die eeuwe, maar ons leef nie asof dit so is nie. Kyk. In die beginjare van my Swartkielse orkes het die krag op die verhoog geval. En ek moes hulle leer
om dit te laat oorspoel soos 'n golf na die mense wat voor hulle sit. En die lang daarna wat in die orkes speel, het ons meer gelê in die aangesig van die Here se krag, as wat daar gepreek was. Maar dan staan ek hier so, dan gaan loop ek daar agter, dan toets ek, of ek dit met hulle voor ervaar, of ek dit daar agter ervaar, dan ervaar ek, dis hier. Maar ons is hier ingeplak nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, as jy een klips, net een keer in die hemel toegelaat word om te kyk wat daar gebeur, sal alles op die aarde vir jou nie meer saak maak nie. Maar ons leef asof ons vir altyd hier gaan wees het, asof ons altyd die lekkernye van die lewe gaan hê. Ons lewe asof ons dit wat in my sak is, en dit wat in my rekening is, en dit wat ek ry, my Alfa en Omega is, terwyl jy sê ek gaan op julle plek voorberei, en bedink die dinge wat daar bo is, wat ek vir julle voorberei, is ver beter as wat julle hier ooit kon smaak. Amen. Maar genade boodskap het die mens beroof. Vrydagoggend sit van die leiers van die kerk, en die broukie wat die klank doen alles behalwe preek, sê sy, is al 15 jaar saam met die kerk, en ek preek en ek sê, dis nie die sisterskerk nie, dit is nie die kerk nie, dis nie die kerk nie, dis nie die hoer van Babylon, wat julle kan red vanmôre wat hier sit nie, dis net Jesus wat julle kan red, en die genade red ons, sodat ons die werke kan doen, sonder die werke is geloof niks nie. Wat is die werke? Ek moet my bekeer, en in Jesus naam laat doop, dis die werke. Pastor Wynand, ek bly maar, is daar profeties, dis al 'n paar keer wat dit gebeur, hoe stadig gebeur het met my sussie. Maar luister mooi, hierdie charismatiese beweging wat die in-between tussen die sisterskerke en Pinkster geword het Pinkster verniel en versmoor. Almal glo dis sy genade, sy gered en ek kan lewe soos ek wil. Ek is op pad hemel toe, jy's op pad met 'n rocking chair. Help! Ek gaan vanmôre vir jou wys. Hoekom sukkel ons? Toe ons begin, hier is die Alfa en Omega. Toe vloei hier 'n krag in hierdie gebou in. Ek het 'n kort gedagte. Gaan baie kort met jou praat. Nie omdat ek sleg voel nie, maar omdat ek weet wat God wil sê vanmôre. Ek baks totaal en al staan net op hom vanmôre as my tevore. Maar hoor mooi, op die aanbiddingsentrum, julle is bevoorreg om in 'n atmosfeer van waarheid te sit. Julle is bevoorreg, dit is nogal baie interessant vanmôre. Jy's op daai hoek. Jerry is op daai hoek. Pastor JJ, dankie agterkant was Jerry. Pastor Wynand is in daai hoek. Ek staan in hierdie hoek. Julle is omring met manne en vroue van waarheid. Wat diep vir julle sal lieg oor jou toekoms en die plan van God wat ver beter is as wat hierdie wêreld kan bied nie. Ek gaan nou my teks lees. Gisteraand laat skrik ek wakker, ek het medisyne gedrink. Ek wag verskoning vir my vrou. Almoggies is bloedrooi, sy's pap, sy's hondsik. Griep verkoue, ek weet nie wat alles nie. En sy sal nie sommer kerk mis nie sy nie. Ek weet as my vrou siek is, dan is dit nag. En ek skrik wakker, en ek sien Facebook het my iets laat weet oor Donald Trump, wat ek is met 'n blad in kontak, wat vir my dadelik iets stuur as daar iets gebeur het. Hulle het 'n ete gehad gisterand, en hulle wys waar hy sit in Melania, en die perssekretary, en die res van die tafel, en die ander sit hier voor hulle, en die volgende oomblik sit hulle nog gelag, en die volgende klap skote, en die bevel kom, tekken. Nou die wat in die weermag of polisie was, gaan weet as hulle sê, tekken, dan beteken dat jy gaan lees so laag as moontlik onder iets en jy beskerm jouself.
En jy sien hoe tyd Melania, hulle almal agter die tafel in en Donald Trump sukkel nog met sy groot lyf te dink en die sekuriteitswagte is dadelijk, veiligheidswagte is dadelijk by hulle uit te begelei. Melania, daai swanger vroutjie, kruip op hulle knieë daar uit en hy help Melania op saam met Donald Trump uit te vat. Maar die oomblik toe die bevel kom, dink as gevaar. Ek moet vanmôre op hierdie kerk sê, dink, daar is gevaar om ons vanmôre. Ek blaas die bassein vanmôre en sê, God wil ons laaste keer besoek om ons vry te maak van die verlede, dat die verlede nie meer hou pas op jou het nie, maar dat jy die triomfantelike krag van sy opstanding kan begin lewe en op 'n skaal wat jou area kan maak. Dit help nie ons gaan uit buite toe, maar ons is nie eens vol van die Gees van God nie. Maar dit gaan alles oor 'n verbond. Toe ek my in Jesus naam laat doop het ek 'n verbond met God gesluit. Verbond was nog altyd vir God so belangrik. Hier's 'n groep Afrikaners, blanke Afrikaners wat sê, hulle is die verbondsvolk. Broer, as jy nie gebekeer is nie, as jy nie gedoop in Jesus naam is nie, as jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, as jy nie heilig lewe nie, en jy nie deel van die verbondsvolk nie. Daar is net een verbondsvolk, en is die Jesus naam kinders en seuns en dogters van God vanmôre. En nie voordat jy daai verbond beweeg nie, gaan ons hier eenheid beweeg. Mag vir jou Bybel oop. By sien my vrou is nie. Ek het my water vergeet. Sien my, ons het julle maar nodig, my sussie. Stap sy buite en sê, sien, jy het ook my nodig. Psalm 137. Ek sit met 'n woord, Pastor Sarita. Ek kan hom nie bedien nie. Ek loop al maande en ek kan hom nie bedien nie en julle bly byvoeg. Ek weet nie wat ek gaan ook bedien nie. Maar ek moet eers hierdie demonstrasie vanmôre vir julle gee. Psalm 137, as julle dit het, sê amen. Is daar in die Ou Testament waar die bladsye mekaar vaskla. Ek wil net kyk gou vir my. Kyk gou mooi vir my. Ek probeer nie heilig lewe en 'n verhouding demonstreer aan julle van die wêreld om te wys hoe heilig ek kan lewe nie. Ek probeer lewe om vir jou te wys hoe afhanklik ek van God is. En om God afhanklik te wees beteken ek moet alles doen wat hy van my verwag. Ek moet alles doen om die wedloop van die lewe te voltooi. Daar's reëls. Maar dan wil ek vir julle bewys. Pastor Sarita, die oomblik as ek hierdie skrif lees en jy smaak. Was dit JJ? Wat jy vanmôre gesê, ek dink jy het klaar gesien waaroor dit gaan. By die riviere van Babel. Wie ken daai mooi lied? By the rivers of Babylon. Wie ken hom? Julle is gepaard op hom, né? Bou nie. Kom nou. Julle is almal uit genoeg om dit te weet. Bou nie. Kom nou, Dok. Johan, kom nou. Jy kan my herken. Julle is julle lywe gepluk op daai ding. By the rivers of But to go amazing grace. How sweet the sound. Is 'n krag op hierdie verhoog geword. Is 'n krag. Hulle wat probeer inbreek het, Here red hulle siele. Sal hulle weer aan enige deel van hierdie gebou vat, Here. Dat dit gebeur wat met hulle gebeur het, wat aan die heilige berg geraak het, hulle onrein was. In Jesus naam. By die rivier van Babel. Het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink, Sion die tipe van die kerk. Aan die olgebome wat daarin is, het ons siters opgehaal. Siters is 'n instrument wat hulle gespeel het. Want daar het hulle, wat ons as gevangenes weggevoer het, wat ons die woorde van 'n lied gevra, en hulle wat ons bedruk het, vreugde,
deur te sê, sing vir ons 'n Sionslied. Kyk gou vir my, die kinders vandag kan eers 'n kinderkerkkoortjie sing. Ons kinders weet eers wat is, liewe Jesus wekkeloos. Ons kinders weet eers wat het is. I want to run to see my Jesus. Liewe Jesus, wekkeloos lam, kom ons loop om in die drom en ek ken dit nie, en ek ken die gemors van die wêreld. Hy sê, vers 4 antwoord hulle sê, hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand aan homself vergeet. Laat my tong kleef aan my verhemelde as ek aan jou nie dink nie. As ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste pleegte nie. As ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste pleegte nie. Here, bring 'n herinnering vir die kinders van een op die dag van Jerusalem. Hulle wat gesê het, breek weg, tot op die grond met hom, o dogter van Babel. Jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld, wat jy ons aangedoen het. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots. Vader, nog nooit was ek so afhanklik van Jesus geword. Here, my hart skeur, as ek kyk na gebroke wêreld, as ek kyk na Vrydag, as ek hoor van gistermiddag se troue, en ons sit in die teenwoordigheid en ons sien nou saam aan die boom, en ons weet nie meer om te sing nie. Vraag jy mooi, dat die salwe vanmôre hierdie woord dryf, lê net op my tong, dit wat jy wil spreek, Here. Laat ons toe vanmôre, om in die gedagtegange van God te hardloop, en by mekaar te maak, want ons in die gedagtegange kan kry, ons te versterk in hierdie terwyl ons weet is die laaste oomblik. Ja, as jy nou sou kom, wie gaan agter my? Dankie dat jy met ons is vanmôre in Jesus naam. Amen. Sê die Here langs jou. Ek gaan vanmôre met jou praat. Jy kan speel tot wanneer jy gelei voel. By die vierde van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome waar daarin is, het ons sieters gehaal. Dat daar het hulle van ons as gevangenes weggevoer, wat ons die woorde van hulle lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons Sionslied. Babel. O Babel. Babel. Die koninkryk van hierdie wêreld. Babel. Die wêreld. Die sisteem. Die koninkryk van hierdie wêreld. Wat selfs die kerkewêreld ingesnik het. Ek praat van Babel. Daardie area, daardie sisteem waaruit God mense ruk soos 'n brandende stomp. Ek praat van Babel, die sisteem van die konings van hierdie wêreld, met hulle eie God, Satan in beheer, met sy twee regterhande, die antichrist en die prins van darkness, die paus van die katholieke kerk. Ek praat van Babel, daardie konings van hierdie wêreld wat probeer verenig deur die Europese Unie, deur die United Nations, deur die Afrika Unie, en almal begin dieselfde taal praat, en wat my bekommerd maak is,
ons probeer eenheid kry, dat ons dieselfde gedagte, die Bybel sê een van sin, en een van gees, en een van gedagte in hierdie bediening te wees, sodat ons mekaar kan beskerm, en die Here vir jou laat verstaan vanmôre, maak nie saak of ek hier voor julle staan as pastoor van hierdie bediening nie, want dat julle verstaan, hier's ander pastore en julle self, dat die Here tree so 'n bietjie terug vanmôre, en trek ons so 'n bietjie weg, hy sê hier's vir julle plek op die rots by my, sodat ons beskik kan wees, maar hierdie Babel, wat totaal en al daarop uit is, om die wêreld te beheer, ons ken dit, die Illuminati, ons ken dit, as een wêreldregering, een kerkstelsel, een geldstelsel, en ons is haas op pad soet toe. Ek sit Woensdag by die lisensiekantoor in Kreersdorp om my nuwe bestuurderslisensie te kry, en voor my, ons is so 4 wat ingeroep is, en voor my is 'n tannie, 'n ouerige tannie, wat hier bly, sy's 'n buitelander, en toe sy sit, en hulle vra haar vir 'n koppie vir haar die gee sy haar ID-boek, die groen ID-boek vir hulle, en hulle sê, die stelsel gooi dit uit, en hulle dwing haar, hulle gee haar 'n tydelike rypermit vir 6 maande, sy moet eers gaan aansoek doen vir die ID-kaart, want die stelsel is in plek, of jy dit wil hê, of dit nie wil hê nie, dit gaan jou dwing, om dit te wil hê, want sonder dit kan jy niks doen nie. En uiteindelik is hulle so subtiel besig om kontanthandel te wil uitvat en uit te passeer, sodat daar nie meer kontant sal wees nie, sodat hulle die geldstelsel een kan maak en kan beheer, sodat jy niks gaan daarom kan koop of kan verkoop sonder die merk van die dier, en voor dit gebeur, gaan daar iewers 'n bassein blaas, wat net die Jesus naam kinders gaan hoor uit hulle grafte, en ons wat in die lewe is, en weggevoer word saam met hom in die wolke, vir ewig saam met hom te wees. Hoor my mooi vanmôre, dit gaan nie deur ander gehoor word nie, dit gaan nie deur hulle wat tree, soos die wat geen hoop is, gehoor word nie, dis net die bruid van Christus, wat hy bassein gaan hoor. Ons is in Babel vanmôre, en ons voorliefde vir Babel het ons in gevangenskap geneem. Ons liefde vir Babel het ons in gevangenskap. Ek kan dit vir jou bewys, wanneer ek kyk na die karismate, die groot bewegings, en hoe hierdie ouens in een of ander autoriteit loop, maar geld is hulle God, geld is hulle beweegrede, en geld is hulle afgode wat hulle aanbid en aanhang, en sonder daai geld, ek het eendag vir mense gesê, die oomblik as een van hierdie groot karismate op hierdie oomblik alles moet verloor, sy geboue, sy alles moet verloor, hy sal nooit weer probeer nie, want hy was nie geroep in murg en been in die woestyn afgesonder en sprinkane geëet en vasgebid en absolute van homself afgeneem is, dat hy moet sterwe, sodat hy kan uitroep, ek lewe nie meer, maar Christus lewe binne my. Hulle het nie deur daardie pad gestap nie, want jy sien, die prentjie wat ons voorgehou word, is dat seëninge en genade loop hand aan hand, en seëninge is die produk van jou verhouding met God tussen leer en die hel. Jou verhouding met God se produk is, dat ek leef nie meer nie, ek sterf in myself, more of you and less of me, because the just shall live by faith alone. Ons is 'n Babel, ons is 'n Babel, ons is 'n steel vasgevang. Kan julle verstaan hoekom ek so gou as moontlike reeks wil doen oor die koninkryk van God, en hoe dit werk, en hoe jy daartoe toetree, en hoe jy in die koninkryk beginsels van God lewe, sodat jy hy sorg vir sy kinders. Natuurlik wil hy hê dit moet goed gaan met ons. Natuurlik wil hy hê ons moet voorspoedig wees, maar binne die verwysingsraamwerk van sy woord. Hierdie verwysingsraamwerk wat deur Babylon geskep is, met 'n stelsel wat die kerk binne gedring het nie. Dit is 'n stelsel wat vanmôre ons mense gevangene gehou word, en dis hoekom ons mense in hulle arms kan oplig nie, want ons is weggevoer van die waarheid af. Ons het almal gedwaal. Ons het almal afgedwaal. Ons het almal een of ander stadium in die wêreld gaan draai. Nie almal in die voorreg
om 'n Pinkster groot te word en nie almal het daai voorreg om in 'n godsvreesende pastorie of Pinksterhuis groot te word nie. Ek ken nie die wêreld nie. Julle het gehoor as my vrou getuig op die bevestiging soos sy gepraat, dat ek en sy moet trou, en dat dit die wil van die Here is, ek kan nie dans nie, ek weet nie om te dans nie, ek het nooit gesokkie nie, want my pa het nooit toegelaat, dat ek met my sokkies daai nog aan 'n plek toe gaan om te gaan sokkie nie, ek het nooit gedans en gejive nie, ja, man kom, sit daai koortjie, John Lassina Spirit, ons kan boogie, maar hoor vir my mooi, ons begin in die vlees, en ons eindig in die gees, sê Pastor Wynand, maar die Bybel sê vanmôre, baie het in die gees begin, en hulle het in die vlees geëindig. Dis wat die Bybel sê. En hoor mooi, baie het in die pad gewandel, in die gees. Ek dink hier's 'n paar pastore vanmôre, wat my kan uitdra, dat daar is baie mense wat saam met ek en jou, deur hierdie woestyne gekom het van die lewe, wat geroep was, waar is hulle vanmôre? Deur sy genade, dank God, dat ons nog konstaande bly. Maar waar is hulle vanmôre? Die sisteem van Babylon. En hulle siters en gitare, en banjos en tambourine, hang aan die bome van Babylon, en hulle sit by riviere wat opgedroog het, mensgemaakte riviere, wat geen lewende waters inhou, waarvan jy nooit meer sal dors kry as jy dit drink nie. Nee, hulle sit vanmôre, hulle het kamp opgeslaan, hulle nadat het hulle blyplek gemaak, en hulle is weggevoer, hulle is gevang, want die sisteem van die wêreld is so sensitief, dit is so subtiel, dat as jy nie luister nie, as jy nie waak en bid nie, as jy nie afsonder nie, as jy nie vas en bid nie, gaan die sisteem jou intrek. Dis vandag, ek weet waarvan ek praat. Laat ek net bietjie minder bid, laat ek net so bietjie minder Bybel lees, laat ek net so bietjie minder afsonder, dan sien ek hoe 'n sisteem soos DStv, rugby of cricket my vinnig kan intrek, en dan besef ek nee, ek het beheer, want daar was my gesê, heers, druk my knoppie, sit hom af. Ek vat jou Bybel, ek gaan sonder af. Maar die ander lekker rugby kyk, is ek dadelik daar om af te sonder. Ek gaan glad nie, en ek gaan ook nooit nie, dat prys gee, dit wat God vir my wil gee, om vir mense te gee, vir dit wat, dankie, Babylon, my bied. Stap hier langs jou, sê ek laat met jou. Hy sê, sing vir ons 'n sielslied. Die Babyloniërs. Die wêreld sê, sing vir ons een van julle liedere, om die eenvoudige rede, en hulle net kyk, of jy nog iets kan onthou. Want as jy iets kan onthou, gaan hulle jou verder in Babylon insleep, sodat jy kan vergeet van Sion's hoogte, sodat jy kan vergeet van Calvary's hemel, sodat jy kan vergeet daar se Oliefkruis, sodat jy kan vergeet dat daar 'n meester, 'n verlosser gesterf het. Hulle sal jou uitsuig soos 'n lemoen, die Satan en sy kinders, en die leedbop weggooi. En dis hoekom daar baie leedboppe daar buitekant sit, wat eens op 'n tyd gedans het voor die Here, 'n tale gepraat het voor die Here, gespring het voor die Here, maar nou kom die nuwe wetse bediening van karismate, en hulle sê, ons het nie nodig om te spring of te dans, want ons sê, dit gaan nie oor werke nie, werke gaan jou nie red nie, want hulle gebruik die skrif, jou werke sal jou nie red nie, dis alleen uit die Here, wat daai werke betref, wat jou nie gaan red nie is, ek het die pastoor se tas gedra, ek het vir die pastoor R10,000 diende gegee, ek het vir die kerk blomme gekoop, en 'n orgel en 'n gitaar, en dis die werke van die vlees, en die werke wat jy nie kan red nie, maar die werke, die geloof sonder die werke beteken, geloof het my gebring tot by die punt waar my moet bekeer. Nou bekeer ek my, ek sterwe in Christus by die kruis, nou kom die werke, en ek moet my doop in sy naam, en ek moet gevolg, dis die werke wat my red, sê die Bybel, want die geloof sonder die werke is dood vanmôre, en ek en jy is ingesuig by Babylon, ek het dit vanmôre gesien, want ons kan nie eers 2 minute ons arms in die lug hou nie, terwyl die ouens met die verbondsark gedra het, in die Jordaan gestaan het, en daai ark in die lug moes hou, totdat 3,5 miljoen mense deurgetrek het. Die hel is vol goeie mense. Die hel is vol mense, wat vanmôre vra, Here, kan ek net nog een keer 'n bekeringsboodskap hoor? Here, kan ek net nog een keer oor daai Jesus naam doop hoor?
Kan ek maar net een keer hoor, dat die orgelis en die pianiste uitroep, kom ons steek ons hande op, en ek wou nie, want weet jy wat, my liggaam is so moeg, maar wanneer ek by die werk is, dan wil ek my werkgewer so impresse, ek is op tyd vir my werk, ek doen alles wat hy van my verwag, en ek is op die bal met alles wat ek wil 'n salaris hê, maar my ewige bestemming is nie versekerd nie, want ek doen nie alles om die meester tevrede te hou nie. Hy sê, sing vir ons lied, hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Ek wil môre sê, Paulus kom en hy skryf, hy sê, ons is net bywoners. Hy sê, ons burgerskap is in die hemel. Hoe kan jou burgerskap in die hemel wees? Het jy 'n paspoort gekry? Dit is al wat jy kan laat ingaan. Die jou bekeer het in sy naam laat doop is, gedoop is met die Heilige Gees, heiligmaking gelewe het, en jou afgesonder het van die gebos van hierdie wêreld. Mense, ek lewe in hierdie laaste tyd in 'n ander atmosfeer van, ek is een tree van die dood af. Ek is een asemteug van die dood af, want Paulus sê, gedurend dra ek die tyding van die dood in my liggaam rond. Ek is net 'n asem wat geleen is uit God se genade, volle hand vanmôre. Ek lewe met 'n gedagte, dat dit wat daar bo is, dit wat vir my wag, is verre weg die beste as hier, wat Paulus sê, dis verre weg die beste om die uit te woon en by God in te woon, want die beste wag nog op ons. Ons siters, ons gitare, ons liedereboeke, hang alles aan die bome van Babylon. Ons drink water uit Babylon en ons bly dors kry. Ons bly swaar kry. Dit is nie meer lekker nie. Hoeveel mense het die afgelope weke gesê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek is moeg. Here, kom haal my net, ek is moeg. Paulus sê, dat is beter, dat ek in die vlees by julle is, sodat julle kan aanmoedig, om dit te maak. En dan kom Babylon, en hierdie Babylon sê, sing vir ons 'n lied. Hoe kan ons 'n lied sing? In 'n vreemde land. Dan sê hy sê, laat my tong kleef aan my verheeld is, as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef, bo my hoogste vreugde nie. En ek praat nie van Jerusalem wat gebom word, dan is daar nie. Ek praat van die nuwe stad. Ek praat van 'n stad wat gebou is deur die meestershande van 'n God, wat die Elohim van die skepingswerk is, die God vanmôre, wat homself openbaar het met sy heilige naam, Jesus Christus. Ek praat van Jerusalem, Jerusalem. Ek praat van die stad van goud vanmôre. Ek praat van daardie stad wat hy voorberei vir sy bruid. Nu kom nog 'n openbaring. Hoor mooi, kom nog 'n openbaring. En ek het gesien 'n nuwe stad Jerusalem, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Wie gaan op die nuwe aarde bly, wie gaan in die stad bly? Hulle wat in Jesus naam volk is, gaan in Jerusalem bly. Hulle wat hierdie groot verdrukking gekom het en dit gemaak het met die wit troon oordeel, is hulle wat op die nuwe aarde gaan bly, want die Bybel sê, ons in Christus sal oor hulle regeer. Hou dit? Hy sê, Babylon, hy sê, asseblief, as jy regterhand kom, ook maar net self vergeet, as jy Jerusalem vergeet, en jy moet op jou stem verhef, hoop dat jou grootste vreugde is. Ek was so bly toe ek my nuwe lisensie het, ek woensdag uit, want ons het tamelik lank gewag, en 'n wit vrou het die werkers aangevat, en hulle sit in kuier. Hulle doen julle werk nie, en toe sê swart, en nou het ons groter moeilikheid, want, en hy self sê, dis nie lekker die boom met die jongens nie, want dis maatjies van die regering wat hier werk, en hulle is bekommerd oor ons, maar toe ek uitstap te sing, ek het my lisensie, laat ons ry, en maar, jy kom na my toe, jy sê, vanmôre my maar pastoor, ek het so pas 5 miljoen rand gewen, moenie laat daardie vreugde hoor wees, as jou blydskap en vreugde van die nuwe Jerusalem nie, want as jy die nuwe Jerusalem vergeet, mag jou regterhand homself dan ook vergeet. Dit is kom ons nie kan hande klap nie. Dis hoekom ons nie kan sê, julle was so lyn vanmôre met die musiek, met dit wat julle gesê, julle, nie dat ek sê, dit is nooit lyn, maar vanmôre was so betreffend, hoor mooi, dat jy regterhand slap word, en homself vergeet, en ons regterhand het homself vergeet, want ons kan hom nie meer oplig, om julle te prys, hy sê, ek steek er in die regterhand uit, met the righteous cry, ek gaan hulle deliver, ek sal hulle uitred, uit alle benoudhede. Amen.
En Babylon het van ons kom steel. Babylon het van jou gesteel. Is iemand wat kan sê vanmôre, ek is nog alright, as niks van my gesteel in hierdie wêreld nie. Kom ek antwoord sommer vir julle. Baie van julle het eers vanmôre vreugde gehad en dit is gesteel. Baie van julle sit vanmôre hier vasgevang in die negatiewe gebeurtenisse van die verlede. 2 jaar terug, pastoor, jy sal onthou, toe die pastoor van die Oosrand hier gepreek vir die konferensie. Julle sal onthou die stel, en hy sê, hy preek van die kansel af, almal wat hier sit, het geraak tussen hulle kaste, wat begin kook, want hy maak God belaglik. En ek preek die dag 'n stukkie wat ek vandag vir julle gaan wys. En ek sê, pastoor, jy sal nooit weer sê, iemand wat gered is en verlos is deur die bloed, het geraak tussen die kas, want God sê, ek vergewe jou, en ek dink nooit weer nooit. Is dit wat gesê was op die konferensie? En ek dink nooit weer daaraan. Want die woord is ingegee, die volle woord, vir teregwysing, onderwysing, en die godsaligheid en geregtigheid. Maar ek en jy sit vanmôre hier, en ons kom deur swaar. Al my kommer en al my swaar, is dit reg? Neem ek na Jesus en laat dit dan stap ek weg en tel alles weer op en dra dit saam met my huis toe. Dis ons lewe. Dis ons lewe. Ons gee dit weer as jy uitstap en vat ons dit weer alles saam, want ons het nie vertrou in God nie. Maar ek wil jou gou 'n vraag vra. Het jy vanmôre die stoel waarop jy sit, het jy hom omgedraai? Het jy sy pote getoets? Het jy gekyk of die stoel sterk genoeg is om te kan vat dit wat jy op hom gaan sit met jou gewig? Het jy hom getoets? Nee. Jy het volle geloof in jou stoel gehad en jy het net in jou volle gaan sit. Maar jy kan nie soveel geloof in God hê nie. Ons pastore het besluit, of ek en my vrou besluit, ons sal nooit weer vir enigiemand noem wat ons las en swaar kry is. As jy sensitief in die gees is, sal jy weet daar's nood hier op by Pastor JJ, op Pastor Jerry, op Pastor Wynand, jy sal weet daar's nood by iemand in die gemeente. Maar ons het soveel geloof in ons werkgewer, dat ek 'n volle maand vol verniet werk en glo hy gaan my eendag van die maand betaal. En toe kom. Dat is 'n stem Babylon. Jy sit hier vanmôre. Ek weet nie wie ooit Storage Wars gekyk nie. Ek is 'n groot aanhanger van Storage Wars. En een van die ouens daar, ek probeer vanaf hier op sy naam kom, maar Darryl Sheets, het in die week het homself geskiet in die kop. Hy is dood. Om 'n eenvoudige rede, as gevolg van bullies. Hulle het hierdie man tot ras in my gedryf, want hy het so gespanne geword, hy kon net nie meer homself weet nie. Vir jare het dit aangegaan. En al die mense, hulle het altyd in die storielyn, wanneer hulle storieetjies opkoop en oop, hulle het mekaar altyd aangevat, selfs rondgeblik. Maar by die een ou stad, is almal daar. En sê, die regering beter hierdie saak ondersoek, want dit was onnodig. Al het ons voor die kameras dit gedoen, agter die kameras het ons saam gebraai en gekuier, ons was groot vriende. En 'n man neem sy eie lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek sien hierdie week hoeveel mense in Suid-Afrika het hulle eie lewens geleef. Ek sien hoeveel kinders het hulle eie lewens, onder 20 hierdie week, hulle eie lewens geleef in Suid-Afrika. Maar die wêreld is nie gewaarborg dat Babylon hulle sal verlos nie, want Babylon gaan verwoes. Jy sit hier en iewers het jy foute gemaak en iewers het jy seer gekry. En wie sit hier vanmôre wat die deurloop oor skindermonde wat daarvan hou om jou verlede uit te krap en dit agter jou vas te maak, dat jy saam met jou sleep en elke week wanneer jy net bietjie opgang maak, selfs pastore doen dit, dat wanneer jy bietjie opgang maak, dan bring hulle jou verlede uit, dan wil hulle jou verwoes. Hallo? Babylon. As ek iemand se verlede teen hom hou en teen hom draai
met teen hom praat. Ek praat gereeld hierdie week met familielede. Los hy ding, los hy storie, gaan jy ook in die boutjies byt, los dit, los mense uit, en bid vir hulle, los dit. Hier sit mense vanmôre, wat die afgelope weke deur hel gegaan het, deur vernederings gegaan het, deur seerkry, en baie keer glo ek God laat baie keer goed doen, om ons te sais, maar ook gebeur daar goed in ons lewens, wat deur mense op ons pad gebring word, dat ons nie gevra het nie, maar weet jy wat, ek het my versekering gegee, ek sal nooit oor goed praat, wat sensitief is nie, omrede, ek respekteer hulle privaatheid, en hulle roeping, en hulle lewe vir Christus, hoor mooi wat ek sê, maar as mense wat daarvan hou, om jou verlede, aan jou vas te maak, maar mooi, en deur die eeuwe, Pastor Wynand, was daar mense, in die Joodse tradisie, gaan besoek dit en gaan ondersoek dit, was daar mense gewees, wat totaal en al, as hulle moordenaars was daar lyke, aan die moordenaar vasgemaak, en hy moes hulle sleep, waar hy ook al gaan, moes hy die stinkende lyk, saam met hom sleep. En raai wat, dit is een van die beste tyd in die kerkewêreld, is om mense se verlede onder die bloed uit te haal en aan hulle vas te maak, dat hulle die lyke saam met hulle sleep. Vrot ou lyke van gisters. Kan ek so 'n bietjie dieper gaan? Sissies, julle het maar partykeer die gawe om 'n ding te onthou, wat 20 jaar terug gebeur het en hom nog steeds onthou as 'n argument. Wat 'n dag terug gebeur het, en julle haal hom nog steeds uit as 'n argument. Julle is nie blyke saam. Dit is makliker om te verwyd en te beskuldig. 'n finger of shame. Hier sit mense vanmôre wat groot geword het, wat uit agtergronde uitkom. En ek het die Here gesê, help my vanmôre, wat so selfsugtig is. My mentor het altyd gesê, wanneer God jou red hy jou na siel, gees en liggaam. Amen. En, kom as jy, dan moet jy my help. En, wat red hy jou nog van? En, hy red jou beersie ook. Hy? Hoor mooi. Ek het dit in my familie. As ek by my ma en pa kuier, as ek by jou kuier, Pastor Jerry, as ek by jou kuier, Pastor JJ, as ek by my skoonma kuier, ek sorg altyd dat daar Sprite is. Dat die jammer hulle drinkie kou wat kom ek los die borrel by, hy is veilig. Maar ek loop altyd Sprite. Of my half is, of my kwart is, of my 3 kwart is, en of my vol is en geseël is, ek vat dit nie saam huis toe nie. Ek het dit vir daardie kuier gekoop, want selfs dat jy dit saam pak en huis toe dra. Dis hoe my pa my groot gemaak het. Maar as familie wat dit klans, broer, daar sal soveel Sprite of Coco en weer so, en gooi hom oor die skouer, en ek praat nou nie van Pastor JJ, as hy by my kuier, hy kom daar met Pepsi aan, en daar soveel oor, vat jou Pepsi saam en hy drink dit nie. Hy vat het, maar hy weet ook waarvan ek nou praat. Gaan nie net oor kos nie, dit gaan ook, jy sit hier vanmôre, en jy het gehuil en gesmeek, Here verlos my van die verlede. Maar omdat daar goed oor jou lewe gespreek was, het jy gedink, dis maar right om die lyke van die verlede saam met my te trek. Terwyl God sê, ek vat dit van jou al weg. Ek maak jou los vanmôre. Ek gaan lê hierdie lyk by die kruis neer. Ek gooi dit in die dieptes van die see. Ek verwyder dit so ver as die ooste van die weste van jou lewe. Luister mooi.
En as iemand dit onder die bloed uithaal, wat dan? Dan gaan daardie sorge, daai moeilikheid oor daai iemand se lewe kom. Een ander getuig. Jy mag nie wat onder die bloed is uithaal nie. Jy mag nie verwyd as daar vergewe was nie. En een ding wat ons blankes moet leer is om te vergewe En te vergeet. Hoe doen ons dit nie? Maar ek vertel jou, die lyke is weggevat. Maar ons dra ons swaar in die laste. Die stink is nog daar. Die stink is nog daar. Terwyl ek vir jou vanmôre kan preek, ek kan deur die hel kom en aan die ander kant uitkom en smell like heaven. Amen. Because no weapon formed against me shall be able to prosper. Maar weet jy hoekom lyk ons so? Want ons trek mooi aan. Ons is nie by mekaar se huise deur die week om te sien wat daar gebeur. Wanneer die soetpaadjie uitgetrek is, en die das afgehaal is, en die skoene uitgeskop. Dankie tog. Iemand het my nuwe skoene gekoop, en my hakke is stikkend. En die boxing gloves uitkom. En ek skop die skoene daar by die agterdeur, my vrou sê, het lyk soos 'n mosk. En al my skoene, maar as my haar vloere respekteer, want sy hou haar vloere skoon. Want, toe sê ek, maar nie worry nie, 'n blou wil eet nie van die vloer af nie. En, sy is nie hier nie, ek is veilig. En ons stap in die huis in, na 'n goddelike diens. Na 'n wonderbaarlike salwe en vloei van elektrisiteit vanmôre, stap ons hier uit. Die lyke lê nou hier. Is afhaal. Selfsug lê nou hier. Maar ek doen nog steeds nie wat die Here sê ek moet doen nie. Want jy sien, ek het so mooi baadjie. Ek was nou net so mooi pastor Jay, kyk hoe mooi baadjie het skoene. En dan kom ek reg, lyk die moeder van Walter. Lyk sy vrou se rokkie. Kyk nou nie so mooi. Is vertoon mooi, né? Ja, missie. My netjies, né? Dankie, ek sal dit myself sê. En dan, kom ons by die huis. En alle hel breek los. Ek praat nie van waar 'n familie nie ten volle gered is nie. Want daar's van ons mense wat hierdie uiterste hel gaan. Om hier uit te stap en reguit terug te stap hel toe. Maar ek gaan vir jou vanmôre iets leer. You can come through hell and high water and still smell like heaven. As jy vanmôre gaan vat wat ek jou gee, gaan ons nooit weer vra, steek jou hand aan my. Klap aan my. Dis sal nie jou godsdienst. Jy moet lief wees vir dit wat die Here vir jou. Wie is dit mense vanmôre wat gespreek het, Here gee my 'n werk. Ek het nydag vir 'n familielid, ek kan nie name noem nie, want hulle gaan teen kyk, maar ek het nydag vir 'n familielid baie close gesê, God gee jou die vermoë om te werk, die vermoë om 'n besigheid te run, jou eie besigheid. Maar wanneer jy daardie R20 of R100 of R200 uit jou sak uithaal, en vir God se werk uiteindelik iets gee, dan knip Mandela sy oë vir die skerp lig. Soos sy dag gesê. Hy's te mooi. Ek gaan dit herhaal. En ek gaan dit met liefde sê, en ek is nie kwaad nie. Ek sal dit uitstuur na jou toe, en jy kan dit print van die volgende Sondag wys. Elke keer wat ek hierdie afgelope maande die kerk laat betaal het, is R450 op my rekening geadd. Wat ek moet betaal. En ek het dit nie, maar ek moet dit betaal. Maar jy sit hier, God gee vir jou ordentlike werk. Ek dank God vir die ons het getuig is wat hulle dien is, maar ek gaan jou wys hoekom. Hoekom? Daar druk in jou huis is, hoekom daar onderdrukking in jou huis is, hoekom ons nie die finansiële vryheid leef waar ons moet leef nie is, ons staan nie in verbond met God nie. Die wêreld sê, dit wat ek vir jou gee, kan ek weg. Ek het nie gehad nie. Die wêreld kan vir jou gee, stel,
en hulle kan vat. Maar wanneer God jou seën, kan niemand dit vat nie. Hoor mooi. Dit gaan nie net oor geld, dit gaan oor attitude. God het 'n blymoedige gewerie, maar dis nie waar ek wil staan vanmôre. Die lyke het jou herinner van die verlede. En dan dryf ons mooi op en kom kerk toe. En jy dink, hierdie pastoor kan nie reg deur jou kyk nie. Nydag staan ek hierso, na Sondag toe die krag al was. Ek staan hierso. En ek kyk so toe terwyl ek praat en nie kom sien my na die tyd en sê, "Pastoor, hoekom het jy so lank vir my gestaan en kyk? Het ek iets verkeerd?" As pastoor verduidelikheid vir die ouens se slag. Baie keer praat die Here met ons terwyl ons oor die mense kyk en dan verstaan jy hoor en jy moet self tyd praat en jy hoor, jy moet self tyd praat. Hy nog ek is kwaad want mense luister gemooi. Ons is vasgevang in Babylon se spirit. Ons kom hier by die kerk en jy dink jy kan toemaak wat die binnekant aangaan. En jy dink niemand gaan sien dit wat jy kom hierdie week nie. En terwyl die week hel en high water is en jy anders optree as wat jy by die kerk sou optree, stap jy in en ek kyk net na jou lofprysing en aanbidding. Dan weet ek, jou gitaar hang aan die bome van Babylon. En jy drink uit waters wat jou bly dors maak. Jy het nog nie 'n totale oorgawe gemaak nie. Want hoor my mooi, dat God beskerm gesinne en families as gevolg van een regverdige in hulle midde. Hy vat families en vriende deur geweldige krisisse as gevolg van jou wat staande bly. Maar dan kom hy u wat God sy uitverkorenes gaan uithaal. Die wêreld van ons mis. En jy is stikkend hier binne. Jy is gebroken hier binne. En jy stap hier in en jy gooi 'n front voor. Glimlag en vrolik en jy stikkend hier binne. En jy dink, hierdie pastoor sien dit nie raak nie. En ek straai, maar ek stap net weg. Want ek gaan nie myself attach aan jou spirit nie. Want dit is Babylon. Tony, kom hier so. Kom help my gaan. Ek wil julle wys, ons dres so mooi op. Maar ek wil julle wys hoe lyk ons voor God, wanneer ons opvrek teen 'n muur van my baadjie. Dis ons binnekant voor God lyk. En ons dink dankie. Ons dink, ons mooi klere en baadjies kan dit wegsteek. Ons vroom laggies kan dit wegsteek. Ons dink ons het die lijk hier gelos, maar die lijk het veroorsaak dat ek 'n lijk word. Want ek probeer die Here prys my gestig. Ek probeer die Here prys my die lijk. Hier waar ek nou staan is ek so na, ek wil net opdop, ek probeer. Maar ons dink, ons kan die Here prys, en bietjie hande klap om my arms is lam. En ons steek alles weg oor die uiterlike vertoon. En ons vergeet, daar's mense wat dieper kyk en duidelik sien, jy was op 'n tyd, het jy jou gitaar gespeel en gesing en gedans, maar jy kan nie meer nie. Want dit hang aan die bome van Babylon. Jy's gebroken, jy's stikkend. En dis die laaste keer wat God vanmôre met hierdie groep mense gaan praat en sê, julle doen dit nie vir 'n mens nie, julle doen dit vir my. As jy instap, begin bid. Los die kuier, begin bid. Dis hoekom ons in die begin met my vrou begin bid het. Is om 'n atmosfeer te skep van gebed en dat mense kan begin leer om te bid as hulle in God se teenwoordigheid instap. En ons het gestop daarmee. Maar daar was nie vloei nie.
Maar mooi, ons is gebroken, ons is stikken. En ons staan hier en ons met ons mooi baadjies en ons uiterlike, maak ons innerlike toe. En ons sing, Amazing Grace. En die kliphard hart roer nie eers nie. Want ek sal die pastoor wys. Dis hoe dinge gedoen word. Ek sal, want jy sien is Babylon. Ek probeer hierdie groep mense beskerm, sodat ons in 'n vloei kan inbeweeg. Dat ons kan uitstap en sê, that is heaven today. Dat die aarde die hemel aangeraak vanmôre. En wanneer ons huis toe gaan, dat ons triomfantlik baie netjies en heel ook aan die binnekant kan wees, sodat ons nie verwerplik is wanneer ons van ander preek nie. Sodat ons uit kan gaan en kan sing, God is good, God is so good. Dat hulle in ons lewe kan sien, dat ek kan duidelik sien, wanneer iemand oppervlakkig in die vlakwaters van 'n paar maande terug sy boodskap met God wandel, en hulle woorde en hulle dade en hulle handel wys dit. En ek kan sien wanneer iemand probeer, en ek kan sien wanneer iemand 'n leefwyse het, van diepte in die Here. Maar weet jy wat? Dis al wat dit gaan. It's all about Jesus. Ek het niks meer om te bereik, ek het niks meer om te doen nie. Al wat ek kan doen is om vir jou die boodskap te preek uit God se hart uit, en vir jou te sê, jy los jou lyke vanmôre hier. Jy los jou gebrokenheid vanmôre hier. En wanneer jy weer hier instap, dan moet jy jubel en dans voor die Here. Dan moet jy opgewonde wees en bly wees. Want weet jy wat? Hierdie is die saak wat die Here beveel het. Hierdie is God se saak. En ek sien wat besig is om te gebeur, en ek soek die hand van God aan. Hoekom hulle nou die aand hier probeer inbreek het, sodat ons die sleutels kan kry, ons het dit beveilig, dat ons die kantore kan inkom en uiteindelik die kantore ook in besit neem. Want profete van Western Area het gesê, hou net aan en moenie ophou nie. Hulle gaan bietjies vir julle begin gee. Ek wil God se hand hier sien hoe hy gaan net sê, vat die gronde, dis aan julle, soos ek gebid het dat die papier afgelaai word nie. Nee, hy gaan ons bietjie vir bietjie voorberei, sodat ons bietjie vir bietjie kan waardeer wat hy vir ons doen. Wat jy sien, ek wil nie duisende mense hê en ons is op pad hel toe nie. Ek wil nie honderde mense hê en ons lyk soos die wêreld, doen soos die wêreld, doen soos die wêreld, dis ons op pad hel toe nie. Ek wil die uitverkorenes voorberei om vir God tot diens te wees met 'n heel siel, gees en liggaam, sonder lyke. Ryk op 'n dag wees as jy uitstap en jou lyk gelos en jy het jou gebrokenheid by daardie tafel met God reggemaak vanmôre. Want wie op 'n onwaardige wyse hierdie tafel gebruik, eet en drink 'n oordeel oor homself. Daarom is daar sieklikes onder julle. Daarom is daar al wat gesterf het. Hoekom? Want hulle die tafel van die Here op 'n onwaardige wyse gebruik. Jy moet jou lyke kom afsny. Jy moet jou gebrokenheid by die Here kom los. Jy moet die maniere van Babylon by Babylon los. Daar is niks vir my so erg as ek met Bybelskoolstudente werk en jong predikers, en ek sien hulle bring in wat hulle by ander kerke geleer het en die gewoontes van ander pastore. Ek begin dadelik met hulle individueel werk en ek sny af en sê, gaan kyk Matteus, Markus, Lukas en Johannes hoe Jesus te werk gegaan het en begin soos Jesus wees. Los hier ander schemes en wat moet hulle gimmicks uit, los het uit. Genade is nie 'n vrypas om te sondig nie. Amen. Sonde is lekker, dit is gemaklik. Dis maklik, is verniet. Dis soos 'n kredietkaart. Jy sondig nou, maar jy gaan betaal. Jy gaan betaal. En hy kom 'n dag vir jou sê, moenie uitstap vandag. En sê, ek is okay. En jy stap volgende Sondag weer in. En jy doen beter by jou werk, as wat jy na huis van God doen. Hulle, as ek vir jou sê jy 'n sak met R1 miljoen in hande, en jy so skaam sê, dan kan jy uitloop. As die jy sal vergeet van sy voet wat seer is. Hy sal seker hier op en af spring, want hy sal heel eers seker na lief toe gaan.
as enigiets op die aarde vir jou blydskap gee bo Jerusalem, het jy moeilikheid. Hoor ek gaan dit herhaal. As enigiets op die aarde jou meer blydskap gee as Jerusalem, en ek sluit af met hierdie woorde. My papi sterf, en my ma treur verskrik, ons almal. Dit is so erg dat ons vergeet om 'n dubbelgraf te koop. So my pa lê daar, en my ma lê onder 'n boom, waar sy my sussie hulle gestaan het, terwyl ons my pa toegegooi het. En my niggie in die Kaap het 'n droom, en ek lê die droom uit deur God se genade. En die Here sê, moenie meer treur oor hom, wat julle nou verloor het, as wat julle blydskap gaan wees om hom te sien, wat vir julle gesterf het. En my ma het haarself reggerig. Sy het nog getree, sy het nog swanger gekry, dis menslik, maar sy het die Here begin prys. En toe kom al hy haar, 3 maande later. Ek wil hê jy moet vanmôre 'n besluit neem. My sussie, wat die Here op jou hart lê. Dis 'n eenvoudige, amper kinderkerk boodskap vanmôre. Jy kan ander jou baadjie dra, en dalk mense beïndruk, maar God sien dieper en verder as wat jy kan dink. Ons moet nie so lig geraak wees nie. Ons moet nie so oorsensitief wees. Ons moet nie vermoed, ons moet alles kom kruisig, selfsug, ons moet dit kom kruisig. Hoor mooi. Want as dit hier reg is, gaan jy nie daai hê nie. En die wêreld, en veral die valse kerkewêreld, wil daai aan jou vasmaak, dat jy die lyke van die verlede saamsleep, sodat jy 'n monster maak. En Sondag is jy die pragtige mens van die week, is jy 'n monster. Jy's nou vol van die Here, net toe jy dacht dit. Miskien gesag, onderdruk gesag. Die leiding van die Heilige Gees in jou lewe. En as jy nie mooi verstaan nie, sit by ons sal jou verduidelik. Maar God wil ons dieper inroep na hom toe, hoor mooi. Hy wil ons in 'n dieper verhouding met hom inroep. And only then we can see his face. Daar mag niks meer van jouself wees nie. Ja, jy sit net 2 gesinne met kinders. En dit Vrydag onomwonde gestel. En hy begrafenis. Hy wat sy vader en moeder vloek, sê die Bybel moet sekerlik sterwe. Julle weet dit staan daar? Hy sê eer jou vader en jou moeder. Wanneer kinders triomfeer bo oor hulle ouers, soos wat ek Vrydag gesien het. Wanneer kinders van hulle pa's en ma's vertel, dis hoe dinge gedoen word, julle luister nou na ons, is hulle op pad hel toe. Want die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder, dat die dae van jou lewe verleng kan word. Hoor mooi wat ek sê. Ek het dit ook onomwonde gestel, dat God is nie 'n bietjie mens nie. Hy is heilig. Hy is so heilig, dat as hy regtig moet instap vanmôre en stel, sal ons wegsmelt soos 'n wax in 'n vuur. Jy sal dit nie kan staan nie. Jy kan nie, jy sal nie kan nie. En dit was die kenmerk van die Azusa Street herlewing. William Seymour, daai swakte wat God gebruik het om revival daar te bring, in Jesus naam gedoop te gevul die Heilige Gees, seun van God. Hy sê, die oomblik toe God inbeweeg, toe voel dit ons smelt soos wax in vuur. Jy lê nie daar, jy bewe, jy besef, is iets geweldig groter as ek, en dit vrees nie, dit het 'n ander vrees wakker gemaak van 'n heilige vrees, ek respekteer. Hoekom het ons eers bloed sien, voordat ons luister? Hoekom?
Hoekom wil ons stemming wees en stik op wees? En vir die pastoor sê, ek sal hom wys. Nee, dit gaan nie gebeur. Ek sal hom wys. Ons gaan nie. En onder my die vloei van die Heilige Gees, en onder my die werk van God. En God gaan hierdie bediening sif. En hy gaan net oorhou wie uitverkoop is aan Jerusalem, aan die Here. Waar dit net gaan oor, die Here is my herder, en ek sal my ontbreek. Hallo? Voordat ek daar kan gaan, moet ek sorg dat alle verwyte, dat alle memories van die verlede vra God om het uit te wis. As Bimpie sê, as Herman, ons kan nou, ons is op pad, daar by julle kom draai, en hy sê, ons kan nie nou nie. Ga jy jou wip, jy kwaad wees. Jy gaan ons verstaan, ek is dalk met iets bied. Dis ook baie van ons mense, as ek 'n fris skyt het, is van al op hulle perdjies spring, né? Hulle spring op hulle perdjies, en hulle wip hulle. As hulle kwaad. Mense, Paulus sê, hierdie kleinlikhede, hierdie klein porsies, roei dit uit. As jy iets hier het vanmôre teen enige mens, moet jy eens waag om daai tafel te gebruik nie, want jy gaan geestelik begin sterf. Dis wat my Bybel my leer. Sort jou sake uit met mense. As jy vanmôre sê, jy moet my lief hê, uniek, as jy my dan, jy moet maar lief hê. Want hy mag dalk net langs jou bly in die hemel, en hy mag dit dalk net maak. Mooi jou seun. Want dit wat julle nie verwag het, die gaan daar wees. Die wat julle dit nie verwag, hulle wat laatste sal eerste wees. Ons moet pas op. Ons moet pas op vanmôre. Hoor mooi. Ek kyk nie eens meer 'n taxi streepie, want hulle skiet nou sommer net dood. Of ek het ek gegeer, jare. Hierdie ou het nou in die middel van die kruising gestop. In die middel van die rooi, daar, in die middel, hier is die streep, daar, laai mense aan. Ja, kan ek nie maar net verby ry, en een van die pynappels en liewertjies trek en om daar te gooi. Julle weet wat is 'n pynappel, 'n handgranaat. Ek weet hoe sê, poef. Ek weet iets van ons, ek weet van my pos, ons gaan nie daar nie. Want dit kan ons in die hemel uit. Ek bely vir hom. Ek bely vir hom. Maar weet jy hoekom? Ek het Vrydag mense voor my gesien sit. Ek weet julle kon hulle gesien het. Hoe drank hulle verdien het, hulle lyk sleg. Baie shout. Die drank het hulle verdeel. En ek het gepreek oor God, maar dit kon ek gewees het. Dit kon jy gewees het. Maar hier sit ons vanmôre onder die geklank van sy Gees. En ons het bevoorreg om te kry die kos wat ons Sondag na Sondag kry en ontvang, maak nie saak wie bedien nie. Want elke keer wanneer iemand hier opstaan om te bedien, kom dit in hy persoon se hart, en dit wat hy by God gehoor het of sê. Hoe sien God jou vanmôre? Nou lyk dit net soos die wêreld. Ek stink soos die wêreld. Ek praat soos die wêreld. Terwyl ons hier sit, dan kyk daar die passagierie wat so lekker, so mooi vloei. Dit word net elke Sondag dieper en dieper. Maar weet jy hoekom? Want ons almal kom deur seer, deur lyke, deur, ons weet nie hoeveel wond op ons rug is en ons kan nie daar sien. Want ons maak nie meer mekaar se rug doen. Ons jak mekaar in ons afwesigheid, jak ons mekaar af. En die Here sê vir my, dis nou weer tyd om julle hierbor te kruisig en dieper te kom by my. Ek roep hierdie groep mense
'n dieper verhouding met my. Dit sê vir my, iets is besig om te gebeur. Iets gaan gebeur en hy gaan sê, maar mense, jy wil nie agterbly nie. Hoor my mooi vandag. Jy wil nie deur die groot verdrukking gaan nie, jy wil nie. En ek wil vandag met baie liefde sê, ek kry baie video's reg oor die wêreld. My een voet het weggeloop. Ek kry baie video's van orals. Ek het nie TikTok nie, ek kan dit nie oopmaak nie. Kijk, ons het dit gehad, maar stel nie belang nie, dit is gemors. Facebook is erg genoeg. Ek weet nie wat het nog intussen bygekom. Is daar nog blaaie of social media platforms? X, Twitter. Ek het heilig eers 'n keer 2 jaar op gegaan. Ek is so ver agter, dat ek op 'n paadjie soek. Maar moenie alles glo wat jy sien op TikTok, Facebook en al die sosiale media nie. Dis die hand van Satan met 'n klein skieletjie wat mense gevang het. Ek praat nie van ouens wat preek op TikTok. Ek weet jy doen jou werk. Ek praat van mense wat verslaaf raak van die inhoud. Daar stuur heilig iemand my iets oor die anti-kris wat sê, kom ons, los al die nitty-gritty goeders. Ek is nie kwaad vir Trump nie, maar ek wil die kerk huis toe roep. Kom terug na Rome. Jou vuil, jy na die dag geskryf, jou dirty liar. Die kerk het in Jerusalem begin en gaan Jerusalem eindig, hy het nie by Rome begin nie. Kyk hoe vang hierdie systeem die wêreld, en hoor mooi, Babylon se systeem in die wêreld is die anti-kris, dis die katholieke kerk, met al haar vertakkings. Ons is die deel van die wêreldraad van kerke, Suid-Afrikaanse raad van kerke nie, want dit is anti-Christ. Hoor my mooi. Waak en bid. Ek het vir jou gesê, moenie meer vir my goed stuur nie. Gaan lees jou Bybel. Want hy glo toe die anti-kris, die anti-kris se regterhand, hy glo toe, hy sê kom terug Rome toe. Hy sê moenie jou goed vir my stuur nie. Want jy lees duidelik in jou Bybel nie. Want weet jy wat Adel? Baie predikers sal buite, ek catch hulle boodskappe wat vir my gestuur word. Pas het jy wil dit sien. Hulle kry dit by ai. Ek weet nie so werk ai nie, ek sê, ai, ek het 'n mooi vrou. Dis al ai wat ek ken. Maar as iemand nou lekker preek, en as nou lekker sê, ai, dis al ai wat ek ken. Want hulle haal hulle boodskappe daarvan af. Hulle vra die een prediker, waar het jy die boodskap kry? Hy het 'n voorstel gemaak om daaroor preek. My boodskap word gebore in die binnekamer met geween en geroep en stop en trane voor God en sê, Here, ek kan nie op my gevaarlike kansel klim as ek nie gereed is in die regte boodskap het nie. Hoor mooi. Terug binnekamers toe mense nie, ons het lui geword. Eendag daar stap die robot in. Dan gaan hulle maak op hulle raadjies oplig en dan is so hierdie ouetjie aanbid die Here namens my. Dit is so sleg die mens geword het om 'n meester en 'n skepper te aanbid wat hulle lyk so. Ek gaan jou vanmôre vra. Ek gaan sit. Ek voel nie lekker nie. As jy kom hier so sit nie. Of wat vir my oor. Doe vir my die tafel met alles asseblief. Ons het gehoor die troonkamer van die Here. Prys die Here. Ek wil vra dat vir ons gou net voor ons uit die tafel toe gaan. Het is altyd nodig om mekaar by te kan staan. Pastor Jerry, Wynand,
Kom help julle my gou. Bring sommer salf, as daar salf voor jy is, bring sommer salf voor jy. Weet jy? Ons het gou even Pastor Herman bid. Ons vat die kranke gees van die geloof. Salf vir my met die oog, ja, amen. Alles is as af. Wees op die kop. Wees op, neem ons heen wat doen. Ons salf jy vandag in die naam van Jesus Christus. Steek hom aan uit na hom toe. Here, ons vat jou op die woord. Enige aanslag, Here, op hierdie man se lewe, sy gedagtes, sy wese. En as ek my hande op hom lê vandag, Here, bid ek vir hom en vir Jenny vanmôre, Here, omdat hulle een is in U, Here. Wie kan teen ons wees as U vir ons is, Here? En dan wil ons sal vanmôre, Here, met die krag van uit U hand uit, Here. Ons is ambassadeurs, ons staan saam as broers, Here, om sy hande op te gaan lig en te gaan sê in die naam van Jesus, genesing. Herstel hier die liggaam nou, Here. Van sy voete reg hier tot bo by sy kroonte, Here. In die naam van Jesus. Ons spreek lewe, groei, gesondheid in Jesus naam. Want die woord sê so mooi, Here. Deur U wonde, deur Jesus se wonde, het daar vir ons genesing gekom. In Jesus Christus naam. Vat die oorwinning. Vat die oorwinning. In Jesus naam. Prys die Here. Ek gaan vra dat my vrou hierdie liedjie sing. Hoor die mooi liedjie. En jy voel, soos wat die woord uitgegaan het, dat jy alles ophang teen 'n boom. En sê, Here, ek wil dit nou afval, want ek wil dit gebruik. As jy jou eie ek net kan afhaal van die boom af, moet hom nie hang aan die boom, hang af van die boom af. En sê, Here, ek gee my hele eie ek, my wese, gee ek aan U oor. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Die woord is getrou. Hy sal vir jou gee jou begeertes van jou hart.
Maak reg. My vrou gaan weer sing, maak reg. En ek gaan vra dat my boeties daar by die tafel gaan staan. Ons gaan dit anders doen vanmorgen. As jy voel in jou lewe, of nou op hierdie oomblik dat jy reg is, en jy het reg gemaak, met wie jy moet reg maak in hierdie plek. Ek sal so ver gaan om vir jou te sê, as jy jou selfoon het, en jy sta iemand by die huis met wie jy moet reg maak, bel my persoon nou. Ons het gisteravond 'n jong meisie wat in ons jeugbediening groot geword het, ook aan die dood afgestaan. Pragtig, sy het gedans in ons kerk. Ons is asemteug weg, soos wat hy maar gesê, van die dood af. Jesus. Die aders van God. Maak nou reg. Maak nou reg. Yes. En jy kan een kom. My boeties en hulle vra om die tafel te bedien in die naam van die Here. Want dis die tafel van die Here. Gebruik dit. Dink aan dit wat die Here vir my en vir jou gedoen het. Dank Jesus. Ek wil ons sien kom. As jy reg is, kan jy kom. Op jou tyd. Ek wil nie, jy moet 'n ry staan nie. As iemand bedien is, dan staan jy op en dan kom jy. Kom sorteer hierdie ding uit met die Here vanmorgen. Sit aan die tafel. Dankie daarvoor, Here. Jesus. Ek sal eerste wees. Julle kan maar kom. Asseblief. Moenie bang wees nie, pastoor Weinig het met die woord. So Jerry jou met die kelkie, ons bedien jou. Kom, moenie bang wees nie. Jesus. Dankie Here. In die naam van Jesus. Stap net nie voorbij my, Jesus. Geseend is jy, Jesus naam. Dankie Here, dankie Here. Yes. Loop hier voorbij my. Yes.
in die naam van Jesus. Dank U, Here. Bless you. Halleluja. Dank U, Here. Seën is jy in Jesus naam. Dank U, Here. Op jou eie tyd, daar waar jy is, sê nie dankie vir Here en jy kan dit self doen. Seën is jy by sy sien. Yes, net soos jy wil hoor. As jy wil gaan sit, dan gaan sit jy. Dank U, Here. Tony gesê is jy hoor, in Jesus naam. Dank U, Here. En ja, sê is jy hoor. Prys die Here. Sê is jy. Halleluja. Be blessed, nee? As sy Jesus. Be blessed, be blessed. Halleluja. Van jou oorwinning in Jesus naam. Is goed. In Jesus naam. Here sien hom oor die genesing. Amen. Staan net soos julle wil. Net soos wat julle wil. In Jesus naam. As jy siek voel, jy wil hê ons vir jou bid, kom staan gou hier voor en bid ons gou vir jou. Wees net gehoorsaam in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here, ons vat U woord. Vat U woord, kyk my vroue oog, my vroue oog by U. Dankie Jesus. Is daar enige iemand wat siek is? Iemand wat nog lijk in hulle het, wat ons moet neersit, of afsluit, as jy oor jou kry, dan gaan jy lekker reker, jy stinke reker, wees Here, baie dankie julle, sy enige iemand wat ons oorgeslaan het, wees Here, dus Herman, as jy by die huis kom, wees vry jou vrou te ken, ook al by vandag morgen, in Jesus naam. Baie dankie. Baie dankie. Jezus, is my sissie. Jy moet hier net kom, as jy nie hoor nie. Ok. Soete. Ek sê net my werk, maar as ek weet, ek wil net die ouers sê vriend en my uitgooi. Ek gooi die moesten namens die kinders. Here het ons kinders gekreeg en ouers, moeders en vaders, om met moederskap mee te wees. Om die kinders sosiaal vir die ouers te gekreeg. Ons het iemand gekry wat ons die nasie vergeet, dit is verkoordig vir moeders en vaders. Ouers weet nie duidelik, dit is nie vir ons nie, dit is vir die kind wat die kind vir maak. Ja. Ok. Goeie jy het gehoor wat sê, stel. Maar het gaan nie net vir die dag nie, dit gaan vir elke dag. Elke dag. As jy kinders het, want bring hulle by dosyne. En dan baie kinders, baie mamas en papas wat dosyne kinders het, en dan weet jy daarvan nie. Ek is ernstig. Maar ek praat van geestelike kinders, jy het al die woord gelos, en dan het 'n geestelike babietjie gebore, en jy weet nie van dit. Ek praat nou van die wêreld. Dan gebore sê die woord. Die ligsinnigheid, come on man. Nee, weet jy?
Amen. Kom ons staan, dan gaan ons op een liedjie saam sing. Ek weet nie wat wil ons doen? Ek dink daar in die Botha sing 'n liedjie, ek is 'n wenner, wat ek bly 'n wenner. Okay, jy bly 'n wenner. Staan gou op. En sê nie vir jouself, jy bly 'n wenner. Of sê nie maar. Okay, is baie maklik, is maklik. Ja, en as jy kan, jou tiende jou vergaal, dit wat jy wil gee, jy vry met die kom en sit asseblief. Dankie. Jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Tyd en proewing sal my nooit onderkry. En jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. O, jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Beproeving sal my nooit onderkry, want jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. O, jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. O, jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Stryd en beproevings sal my nooit onderkry, want jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. O, jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Stryd en beproewing sal jou nooit onderkry. Jy bly 'n wenner, as jy by die Here bly. Halleluja, bly jy 'n wenner, is jy 'n wenner. Amen, 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 amen. Nou ja, wanneer ons gewoonlik geld nodig het en ons het die geld en ons sê ons Here, asseblief help my met my finansies. Ons vra altyd, ons sê nooit dankie nie. Ek het dit geleer toe ek my kerk gehad het, groot kerk, dat ek altyd gesorg dat ons bid vir dit wat ingekom het. En ek wil hê dat ons bid vir dit wat ingekom het. Want die wêreld daar buite sê vir jou, kom vat nou so 'n kaartjie dink ek. Kom sit daar by daai slotmasjien, daar sit jou geld in. Ding, 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 ding. Kan ek vandag vir jou sê, dit wat jy hier ingesit, jou geld is geseën. Jou finansies is geseën. Want jy gee dit nie net omdat jy dit moet gee, jy gee dit omdat jy lief is vir die Here. Here, ek kom en ek wil hê jy moet jou hande uitsteek. Ek bid vir hierdie kassie, dit is maar 'n kassie, Here. Dink net hoe lekker sal dit wees as ek kan oorloop en so hoef jy die kassie toe te maak nie. Maar ek kom Here en ek kom eers en ek sny elke negatiewe gedagte uit oor elke geldstukkie nood wat in hierdie boks gegooi is. Here, dit wat van die wêreld af kom en sê ek sal dit wat ek gevat het of gesteel het uit dinge wat ek nie moes gedoen het, Here. Ek vat van hierdie geld en ek gee dit. Ek wil daai werke uitkanselleer. Maar omdat dit ons gee, Here, is dit in ons harte reg om te kan gee. Maar ons moet kan gee ook met 'n blymoedige hart, Here, en met 'n regte attitude. Dis waarom ek kom vanmôre en ek vra, Here, dat jy elkeen wat vanmôre gegee het en die wat nie kon gee nie, dat jy hulle finansies sal opbring, Here. Sal oplig. Ons het hierdie geld, Here, hierdie finansies sit ons op die altaar neer en ons sê, Here, louter dit. En wanneer jy dit gelouter het, Here, weet ons gaan goud in ons hande hê. Ons gaan oorwinning in ons hande hê. En ek salf nou elke sent, elke nood wat hier gekom het. Here, jy ken ons begeertes, jy ken ons harte, jy ken die uitdagings wat daar is, en ons weet, Here, wanneer ons dit gaan doen met liefde en vrede, en ons gee dit met 'n hart van blydskap, kan U ons net verder seën. Seën dan hierdie geld in Jesus naam. Amen. Here, vandag ons ook nou, en vat ons aan plekke toe, Here, en laat ons rustig sal wees, tot ons mekaar weer sal sien, in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Mag jy geseën wees, gaan lekker huis toe, en die son skyn, glo dit of nie? Die son skyn. Geseën is julle, hoor. Sien julle by die verskillende, by Focus Point, en hierso by die kerk, en geniet het.
Geseënd is jy. Oh, yes, I know we hope just the future. And life is good. Então, assim na vida. Pasok. Mooi van je Oh yes, I know you. Ons praat en iedereen is aan. Ik ben gededicateerd, dat is niet te doen.